elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here is. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is besig met die Evangelie van Johannes. Ons is in hoofstuk 1 en ons gaan aan by vers 35. Belangrik op hierdie stadium, en ek dink kom ons doen dit so elke nou en dan, herinner ons mekaar weer aan die rede vir hierdie evangelie. Johannes het dit bekend gemaak, heel aan die einde van hierdie boek wat hy geskryf het, sê hy, nog baie ander tekens het Jesus in die teenwoordigheid van sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie opgeteken is nie. Maar hierdie is opgeteken, dat julle kan glo, en grammatikaal, by implikasie, en aanhou glo. Dis die wonderlike ding van die Griekse taal, dat julle kan glo, by implikasie aanhou glo, dat Jesus die Christus is, en deur te glo, en aanhou glo, lewe kan hê in sy naam. Dis die doel van die boek. So, wat Johannes ook al gekies het, onder die leiding van die Heilige Gees, om neer te skrywe, die tekens wat Jesus gedoen het, wat hy dan wel opgeteken het, baie het hy gedoen wat hy nie opgeteken het, het een doel in gedagte, en dit is nie net om die eerste ontvangers van hierdie brief nie, maar vir my en jou, 2000 jaar later, nog steeds aan te spoor, met dieselfde doel in gedagte. Johannes se doel, sy mikpunt, sy fokus van geloof te wek by die lesers, om hulle nie net aan te spoor om te glo nie, maar aan te hou glo, is ook baie spesifiek. Johannes spoor nie die mense aan om te glo in geloof nie. Hy spoor nie die mense aan om te glo dat Jesus wondertekens kan doen nie. Hy spoor hulle aan, onder die salwing van die Heilige Gees, om raak te sien, dat Jesus is wie hy gesê het hy is. En dit is die geloof. Nou, dit kan wees op hierdie punt, dat ek en jy baie maklik kan reageer en sê, ja, maar natuurlijk, ek glo dat Jesus is wie hy sê is. Wie is hy? Ja, hy is die verlosser, hy is die saligmaker, hy het vir ons sondes gesterf aan die kruis, en hy het opgestaan op die 3de dag, hy is ons middelaar tussen God en die mense, en al daardie punte is absoluut waar. Maar dit beteken nie jy glo nie. Sien, dis die belangrike ding. En ek dink, enige tyd wat 'n mens hieraan afstaan, is nie tyd gemors nie. So ons kan mekaar maar herhaaldelik herinner hieraan, om te sien en te verstaan wie Jesus nie was nie, is. Wanneer ek verstaan en sien wie Jesus is, breek daar iets in my hart los, wat 'n gevolg het in my lewe, en hoe ek lewe. Dat ek skielik verstaan dat hy is die Here, hy is die God van die heelal. Het dit 'n reaksie in my hart, elke keer wat ek die heerlikheid van Jesus sien, die heiligheid van Jesus, die waarheid van Jesus, die sorg van Jesus, die genade van Jesus, dan breek iets in my hart oop, en jy kan sien, ek het dit gesien, aan die verandering aan gedrag wat dit te meebring. Jy sien, dis moontlik vir my en jou,
om ja te sê vir 'n klomp teoretiese waarhede. Ek glo Jesus is dit, maar daar's geen effek op jou gedrag nie. Dis 'n belangrike punt, hè. Ons kan in ons kerk belewenis deur die bediening van leraars en bedienaars en pastore en predikante en sendelinge en geestelike werkers, kan hulle ons bekendstel aan die wonderlikste inligting en waarhede. En ons hoor dit en gaan, wow, dis interessant, ek het nie dit geweet nie. En aan die einde van die dag kan dit wees dat jy met 'n kop vol van al hierdie kennisse sit. Interessante feite. En nog steeds ken jy nie vir Jesus nie. Nog steeds sien jy nie sy heerlikheid nie. En dit het geen effek op jou gedrag en jou lewenswyse nie. Niks. Dan ken jy nie vir Jesus nie. So die geloof waarvan Johannes praat, is nie die teoretiese kennisname van goedjies nie, maar die sien van Jesus. Dat die oë van jou hart oopgaan en aanhou oopgaan om sy heerlikheid te sien, want die effek wat dit op die siel, die gees, die siege, die lewe van 'n mens het, is bonatuurlik. Kom ons lees vers 35. Die volgende dag, Johannes, die evangelieskrywer, is besig om vir die mense te skrywe oor Johannes, die doper. Nou, ons het nou mooi daaroor gepraat in die vorige video en dit verduidelik, so ek gaan dit nou nie weer doen nie. As jy dit gemis het, kan jy net terugkyk. Maar om vir hulle te sê, Johannes die doper is nie die fokus nie. Jesus is die fokus. En dit dan by te lê met kragtige bewyse en getuienisse uit die mond van Johannes die doper self. Ons gaan aan met daardie skrywe vers 35. Die volgende dag, na die doop van Jesus, het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy disippels, en toe hy Jesus sien, sê hy, daar is die lam van God. Dis die dag na die doop van Jesus, deur Johannes die doper in die Jordaan. Terloops, dankie vir die mense met die interessante vrae oor die doop, wat ek gekry het sedert ons laaste video. Baie interessante, mooi gefokusde, gedefinieerde vrae, wat baie kosbaar was. En die 2 disippels, wat by hom gestaan het, by Johannes die doper, het gehoor dat Johannes so oor Jesus getuig. Daar is die lam van God. Nou, jy verstaan, die uitlating, daar is die lam van God. Dit het geweldige gewig, hierdie sin. Ek gee net 'n idee, dat jy net verstaan, wat sit agter 'n stelling soos daai. So, onthou nou, Johannes die doper bedien in Israel. Israel is die spesifieke bevolking met wie God 'n baie spesifieke pad gestap het, wat ons dan nou na verwys as die Ou Testament. So ons tel die verhaal van God en Israel op. Die eerste sterk spore wat ons sien is natuurlik by Abraham. Abraham se seun was Isak. Isak se seun was Jakob. En Jakob se 12 seuns was die stamvaders van die volk van Israel. So ons het die lyn van dit wat gaan, en natuurlik die hele Josef verhaal, dan die gaan na Egipte toe, die 430 jaar wat Israel in Egipte was, slawe geword het, die opwekking van Moses, die Exodus uit Egipte land, van hierdie Israeliete of Hebreërs, soos hulle bekend gestaan het, die 40 jaar in die woestyn, al die handelinge van God in die woestyn, waarvan seker die absolute belangrikste was die ontmoeting van Moses op die berg Sinai, die gee van die wet, die gee van die planne
van die tabernakel, die instelling van die priesterskap en die hoëpriesterskap, die feeste, die reinigingswette, die offers en al daardie geweldige geskiedenis en baie belangrike afspraak van God met Israel, maar eintlik met die hele mensdom. En die wandeling, jy weet, deur die woestyn, uiteindelik die beloofde land, Joshua wat oorneem by Moses, later die rigters, later die eerste koning Saul, sy opvolger Dawid se seuns wat opvolg, later die verdeling van Israel in 2 koninkryke, naamlik die noordelike koninkryk en die suidelike koninkryk, of Israel en Juda, koninkryk van Israel met 10 stamme en die koninkryk van Juda met 2, die ballingskappe, die profete, soos ons het nou ken, Jesaja en Jeremia en Obadja en Amos en Micha en Hosea en Habakuk, nee, die groter profete en die kleiner profete, en die wandeling met God, tot uiteindelik die opwekking van Johannes die Doper, die grootste profeet van hulle almal, volgens Jesus, wat dan die eer en die voorreg te beurt val om die aankoms, die uiteindelike koms van die Messias aan te kondig, die een wat die weg van die Here voorberei. Nou, die stelling, daar is die lam van God, is diep ingegraveer in die geskiedenis van Israel, omdat dit God was, wat vir Israel geleer het hoe offers werk, hoe dit moet werk en nie moet werk nie, en dat dit God was, wat Israel beskerm en geseën het, wanneer hulle hom gehoorsaam, en hulle geoordeel het, wanneer hulle hom ongehoorsaam was. Die hele toneel van Isak en Abraham, Isak wat geoffer word, Isak wat omtrent 30 jaar oud was, ten tye van die opdrag, waar God vir Abraham sê, offer jou kind, en Isak wat gewillig saam met Abraham gaan, gewillig, Abraham wat onmiddellik gewillig is om Isak te offer, en Isak wat onmiddellik gewillig is om geoffer te word, en die gewig agter dit, die lam wat sterwe en sy bloed gee ter wille van die volk, om voor God boete te doen vir die sonde van die volk. So die oordeel van God wat dan op die lam neerkom. Johannes wat sê, die lam van God, die offer van God, die lam wat hy gee, net soos wat hy vir Abraham en Isak gesê het, nee, moenie jou seun laat sterf nie. Daar is die offer. En hy omdraai en sien as 'n ram in die bos verstrengel. Daar is die offer. Die lam van God, die offer van God. Dit was 'n geweldige, gewigtige ding vir Johannes die Doper om te sê. En vir die Jode met daardie geskiedenis, so diep ingegraveer in hulle identiteit, is dit 'n geweldige stelling wat onmiddellike betekenis het. So die 2 disippels, wat by Johannes die Doper staan, hoor dit. En toe Jesus hom omdraai, en hulle sien hom volg, want hulle stap toe agter Jesus aan, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, of leermeester, waar is u tuis? Waar bly u? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en sien waar hy tuis was, en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2, wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry. Interessant, nee, hoe het Simon Petrus by Jesus uitgekom? Sy boetie, Andreas, was 'n disipel van Johannes die Doper, gehoor wat Johannes die Doper oor Jesus sê, toe weggegaan van Johannes die Doper agter Jesus aan, toe sy boetie gaan haal. Hy het sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind, dit is, as dit vertaal word, die Christus.
Johannes die evangelie skrywer skryf hierdie verhaal baie spesifiek om vir die disippels van Johannes, wat toe nou nog 'n gemeenskap was, vir hulle te sê, kyk hier, in die leeftyd en bediening van Johannes die Doper, het hierdie goed afgespeel, en ons gaan nou sien wat het gebeur, en dan gaan ons sien wat was Johannes die Doper se reaksie, want dis die les wat die evangelieskrywer vir hierdie mense wil gee. En hy het hom na Jesus gelei. Andreas lei vir Simon na Jesus. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Betsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry, so julle netwerk, van hoe het die mense by Jesus uitgekom? Hy het van Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Nou wat interessant is die insig wat hierdie disippels op hierdie stadium het, en ek gaan nou sommer nou al vir jou sê, is die kontras. Nou ontmoet jy hulle, en jy sien by hierdie mense tamelike insig in die identiteit van Jesus. Hulle sê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Jesus die seun van Josef van Nasaret. Maar later, in hierdie selfde boek, dan gaan jy sien hoe hierdie selfde disippels 'n konflik met Jesus het. Om dan te wonder, maar is hy dan nou regtig wie hy gesê het hy is? Dis die hele doel van die boek. Dis die hele doel van hierdie Bybelstudie. Is hy regtig wie hy gesê het hy is? Want daar was konflikpunte. En menigmaal het Jesus vir hulle as 'n struikelblok vertoon. En moes hulle in hulle geloof deur hierdie areas navigeer om steeds uit te kom op die ander kant en sê, nee, waarlik, hy is regtig wie hy gesê het hy is. Dis die proses, dis die belangrikheid. So Nathanael sê toe vir Filippus, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom en sê, kom kyk. Nathanael antwoord hom uit die skrif eintlik en sê, Nasaret figureer nêrens in die profete nie. Bethlehem doen wel. Maar Nasaret, het jy gesê hierdie Jesus, wat jy sê is die Messias, is uit Nasaret? Iets klop hier nie. Want die profete sê, Bethlehem. So Nathanael is op sy woord, hy ken die skrif. So Filippus sê, kom ek sê wat, kom kyk net. Wat vir my kosbaar is hier. Onthou net hierdie, ek en jy lees hierdie boek met retrospek. Ons kyk terug. So ons het nou insigte en verstaan wat hierdie mense net nie het nie. So Filippus kom met die ywer en sê, ons het hom gekry, die Messias, en so, die wet, die profete, die skrif sê, waarvan die skrif praat die Messias wat gaan kom, want God beloof dit aan Adam en Eva al in Genesis 3 vers 15. Eerste belofte van die Messias, die verlosser. So hulle, Nathanael sê, nee, wacht 'n bietjie Nathanael, nee, ek dink jy is 'n bietjie oorywerig hierso. Kan hy uit Nasaret iets goed kom? Nasaret. Filippus sê, okay, weet jy wat? Die beste is, kom kyk vir jouself. Nou, wat kosbaar is nie een van hierdie twee broers, nie een van hierdie manne, Filippus of Nathanael het geweet dat Jesus is in Bethlehem gebore. Jesus is in Bethlehem gebore, maar uit Nasaret groot geword, so dit is Jesus van Nasaret. Hulle weet dit nie, maar nou hoe hulle navigeer, dat is goed in hulle koppe en in hulle harte, en hulle moet deur dit navigeer. Ek en jy is presies dieselfde. Jy weet, jy hoor hierdie ou iets spreek, en jy hoor hierdie ou iets spreek, en die volgende ou iets spreek, en jy probeer navigeer hier deur dit, en jy wonder nou, nee? So hy sê van, kom kyk, daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê van hom, hier is waarlik 'n Israeliet, wie daar geen bedrog is nie. Jesus maak 'n karakteruitspraak oor Nathanael. Hy het Nathanael nog nooit gesien nie. Hy ken nie Nathanael, dit is die eerste ontmoeting. Hoe maak jy 'n karakteruitspraak op iemand as jy hom nie ken nie? Sien, hier is 'n baie belangrike punt. Dit is 'n geweldige ding om te sê, hier is geen bedrog in hierdie man nie. Maar jy ken my nie, hoe weet jy? Jy kan mos nie net sommer sulke goed sê nie.
Hoe weet jy? So Nathanael, ek hou van Nathanael. Nathanael sê, in plaas van te sê, nee, baie dankie. Nathanael sê net, van waar af ken jy my? Hoe kan jy so iets sê? Hoe weet jy wie ek? Dit was 'n belangrike afspraakie tussen Jesus en Nathanael. En dit volg op Nathanael se ding van, kan hy iets goeds uit Nasaret kom, kan hierdie regtig die Messias wees. Hy kry 'n kragtige demonstrasie nou. Vers 49, Nathanael sê, van waar ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nou Nathanael weet, hy was alleen daar. Nou as jy die reeks gekyk het, The Chosen, dan het hulle 'n toneel van hierdie ontmoeting tussen Jesus en Nathanael, wat, gegeewe dit nou 'n voorstelling is, maar ek dink dit was briljant. Daardie uitbeelding van die ontmoeting tussen Jesus en Nathanael en wat agter dit sit, was briljant, dink ek, persoonlike opinie. En onder die vyeboom, nou Nathanael was alleen, daar het iets gebeur onder die vyeboom, en niemand was by Nathanael. Jesus sê vir Nathanael, ek was daar. Jesus was nie daar nie, soos wat Nathanael hom nou ontmoet nie. Hy weet hy was alleen, en nou wat dat iets gebeur, en niemand weet wat het daar gebeur nie. En Jesus sê vir hom, ek weet wat er daar gebeur. Ek was daar. Dit is 'n geweldige uitspraak van Jesus oor Nathanael. Nou kyk, wat was die effek wat dit in Nathanael se hart veroorsaak? Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, U is die Seun van God. U is die koning van Israel. Nou, hoor jy dit? Kan jy dit raak sien? Nee, dis so, as jy so vinnig vee oor die oppervlakte, dan is dit so klein ou riffeltjie, hierdie teks. Jy voel dit skaars. Maar as jy stadig gaan, en jy stop, en jy voel, wag, ek dink ek voel iets, en jy voel daar, dan kom jy agter, wow, kyk wat sit hier. Maar so vinnig lees, en kom jy dit nie agter nie. Hier sit jy met Nathanael, wat 2 keer, 3 keer, kapsie maak. 2 keer. Wat vir Filippus sê, maar kan hy iets goeds uit Nasaret kom? En toe Jesus vir hom sê, Jesus Israeliete wie daar geen bedrog is nie, sê hy, waar kan jy my vandaan? Hy laat hom nie net meesleer nie. Hy sê net, jy ken my nie. En dan is daar 'n interaksie tussen Jesus en Nathanael, en die gevolg daarvan, so dit sê vir jou, hier sit 'n storie. Dis hoekom ek dink, The Chosen, sy uitbeelding hiervan was so briljant. Hier sit 'n storie, want Nathanael se reaksie is nie in verhouding met wat jy dink daar gebeur het nie. As jy net so vinnig lees nie. Nathanael se reaksie is nie net, wow, dis indrukwekkend nie. Nee. Sy reaksie is, U is die Seun van God, die koning van Israel. Wow. Dis kragtig en geweldig. Jesus antwoord hom en sê, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Ek het een klein ietsie van myself openbaar teenoor jou. En jy glo op grond van dit. Wel, ek wil nou vir jou sê, jy gaan baie groter openbaringe sien van wie ek is. Sê die teks. Jesus sê vir hom vers 52, voorwaar ek sê vir jou, van nou af sal jy die hemele geopen sien en die engele van God opklim en neerdal op die Seun van die mens. Nou, dit het ook 'n geskiedenis. Jy weet dat Jakob het met God geworstel en hy het gedroom. Hy het 'n droom gehad, onthou jy? Daar by Bethel, die plek wat hy Bethel genoem het hy gedroom hoe die hemele open in 'n leer en die engele van God op hierdie leer op en afkom.
en bedien. Jesus sê vir hom, ek is daar die leer. Die bediening van God vind plaas in en deur my. Wow. En so eindig hoofstuk 1. Elke knie sal buig